Hartlik welkom by hierdie week wat ons net weer lekker gesels rondom die lusmakertjie vir Sondag se preek. En in hierdie maand is ons besig om te kyk na die koninkryk van God. En die vraag is, wat is die koninkryk van God in sy geheel? Want ek dink dis 'n belangrike vraag om heel aan die begin te vra is, wat is die koninkryk? En ek het vanmôre gekies om uit Genesis te lees. En Genesis begin letterlik met die woorde: in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. En dit is die begin van die koninkryk van God. Die hemel en die aarde, alles wat geskape is, behoort aan die koninkryk van die Here. En ek dink dis 'n belangrike begin om te begin. Daar waar Adam en Eva in die tuin gesit word om die koninkryk van God te bewerk en te bewoon en te vermeerder en die aarde te vul en daaroor te heers en al daai beginsels wat ons in die begin kry. Maar, en hier is die uitdaging, in hierdie koninkryk gebeur daar dan dinge. Daar kom rebelle in hierdie koninkryk wat op die einde van die dag sonde in hierdie wêreld inbring. Daar kom rebelle wat die verhouding met die koning verbreek en wat maak dat die verhouding tussen die Here en die mense wat hy gemaak het, tussen die Here en die skepping wat hy gemaak het en dit wat hy alles gemaak het, verbreek en dit verbrokkel. En dit op die einde van die dag die groot boodskap word van die Bybel. Die groot boodskap van die Bybel is, hoe word hierdie koninkryk herstel? Hoe gaan ons weer op die einde van die dag in verhouding met die Here wees, verhouding met hierdie koning wees, sodat ons nie rebelle in sy koninkryk is nie, maar actually kinders in hierdie koninkryk is. Deel van hierdie koninkryk is wat dit tot sy eer en sy verheerliking doen, alles wat ons doen. En hierdie stryd tussen die koninkryk van die rebelle en die koninkryk van die Here duur dan voort. Binne in hierdie koninkryk en reg deur die Ou Testament sien ons dit. Ons sien hierdie worsteling van mense wat met sonde worstel in hulle lewe, wat met oor die algemeen worstel met dit wat gebeur het in hierdie koninkryk. En dan kom hierdie ultimate koning. En hierdie ultimate koning kom in Jesus Christus. Jesus kom aarde toe om die dood en die duisternis en die seer en die sonde te oorwin, sodat hy die koninkryk is wat kom. Daar in Matteus 4 dan sê hy, bekeer julle want die koninkryk van God het naby gekom. En op die einde van die dag herstel Jesus die koninkryk. Herstel hy hierdie verhouding. En dan sien ons in die einde van die Openbaring hierdie ultimate herstel. Alles gaan reggemaak word. Nie net die verhouding met God van die mense se kant af nie, maar die hele skepping. Die hele verhouding van God se gemaakte skepping, se geskepte werklikheid, gaan anders begin lyk en gaan in gehoorsaamheid aan die ultimate koning wees. Die rebelle gaan uitgegooi word, die rebelle gaan gestraf word en die ultimate koning gaan vir ewig regeer. Op die einde van die dag sluit Openbaring af met die woorde: ek is die Alfa en Omega, die begin en die einde, sê die Here. Op die einde van die dag is dit die koning wat die laaste woord het. En daardie koning is daar net een van en dit is die Here self wat sy koninkryk kom herstel het. Gaan dink 'n bietjie hierdie week, waar pas jy in hierdie storie van God in? Watter deel van jou lewe is deel hiervan? En gaan leef dit uit. Gaan leef as 'n koninkrykskind, deel in sy wêreld, in sy geskepte realiteit. Moenie 'n rebel wees nie, wees 'n koningskind. Ook in alles wat jy doen. Gaan nooi vir jou vriende vir Sondag se preek, maak hulle deel hierdie video met almal daar buite, sodat die koninkryk van God op 'n of 'n dag op baie plekke kan kom. Dankie.